'n permanente oplossing word gesoek vir die voortsleepende probleme met die drukker wat rybewyse druk. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die departement van vervoer sê hulle sal binnekort 'n permanente oplossing aankondig vir die voortsleepende probleme met die onklaardrukker wat die land se rybewyskaarte druk. Die woordvoerder van die departement, Colin Msibi, sê vereers probeer hulle 'n tydelike oplossing vind weens die agterstand. Die departement vra motoriste om intussen vir tydelike rybewyse aansoek te doen. Die enigste drukker in die land wat die rybewyskaarte druk, is weer onklaar. Vervoerowerhede sê hulle probeer dringend 'n oplossing vind. We are in the process of fixing the machine. So we're looking at about 2 to 3 weeks from now. So it should be up and running. So we're working with the supplier that manufactured the machine to assist us to fix it. So of course it's quite a concern for us. Msibi sê die onklaar parte moet Frankryk toegestuur word om reggemaak te word. It's not like we have to now take the machine into a vessel all the way to France. No. We take a certain part which is broken, and unfortunately, those parts you can't find in South Africa. Owerhede vra dat motoriste vir tydelike rybewyse aansoek doen en die strokie wys wanneer hulle deur verkeerspolisie afgetrek word. You need to either get a temporary driving license, and that's if you're renewing it, if it is stolen, if it's lost, but also at the same time, once you do that, when you renew your driving licenses, you get a receipt which shows the proof of payment and also shows the date on which you renewed your license. And when you do come across officers in that type of situation, of course you do have your old license which shows it has expired on this date, and either the temporary license which is valid for 6 months. Die masjien druk gewoonlik tussen 15.000 tot 19.000 rybewyskaarte per dag. Die 3 polisiebeamptes wie se liggame in die Henopsrivier in Centurion gevind is, sal volgende week tydens amptelike begrafnisse ter ruste gelê word. Intussen is nog 'n stuk van die voertuig waarin die beamptes gereis het ook uit die rivier gehaal. Konstabels Boipelo Senoge, Kaibokulu Linda en Kiumugetswe Buys was op 23 April van Bloemfontein na Limpopo onderweg toe hulle vermis geraak het. 'n Gesamentlike polisie roudiens sal Dinsdag in Bloemfontein vir die 3 polisielede gehou word. South African Police Service and Free State Provincial Government extend deepest condolences to the families and loved ones of the fallen members. Their passing touched the country deep, but their dedication and contribution will never be forgotten. Konstabels Senoge en Linda sal onderskeidelik Donderdag en Vrydag in Bloemfontein begrawe word, terwyl konstabel Buys volgende Saterdag in Tabanshu ter ruste gelê word. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê die ANC bly die enigste party wat die mense van Suid-Afrika kan bevry. Lesufi het tydens die ANC se 2-daagse provinsiale Legotla gesê ondanks die regering van nasionale eenheid is die DA nie 'n alliansievernoot van die ANC nie. In 'n poging om sy verlore kiesers terug te wen, het die ANC vroeër vanjaar sy provinsiale uitvoerende gesag ontbind en 'n nuwe 68-lid provinsiale taakspan bekendgestel. Die Legotla het vandag in Fourways begin. We want to take stock of our work. In the next 2 days, we want to respond to the challenges that are faced by our people and the urgent need to reorganize our movement, the African National Congress, so that it can send a strong message in government that playing time is over. Now we have to respond strongly to issues that affect our people. Die Burgerlike Vryheidsforum in Kenia sê hulle is geskok oor die inhegtenisneming van 4 rolprentvervaardigers in die land. Nicholas Gikuchi, Brian Adagala, Mark Denver Karibiu en Chris Wame word met die vervaardiging van die BBC dokumentêr blad Parliament verbind.
Die forum sê in 'n verklaring dat die span rolprentvervaardigers sonder 'n duidelike rede in hul ateljee in hegtenis geneem is. Die dokumentêr Blood Parliament ontvang ewige teenkanting van politici sedert dit in Kenia uitgesaai is. Die forum sê verder dat daar geen formele aanklagte teen die rolprentvervaardigers gemaak is nie. Die inhegtenisnemings het op die vooraand van Wêreld Media Vryheidsdag plaasgevind. Die burgerlike vryheidsforum sê die inhegtenisnemings is 'n skending van Kenia se grondwet en eis die onmiddellike vrylating van die 4 rolprentmakers. Australië se regerende arbeidersparty onder leiding van die linksgesinde premier Anthony Albanese het die algemene verkiesing gewen. Die konservatiewe liberale party het in Februarie nog voorgeloop. Die liberale party se leier Peter Dutton moes nie net sy party se nederlaag erken nie, maar ook die verlies van sy eie setel in Queensland. Duisende mense het in solidariteit met Gaza na die provinsiale wetgewer in Kaapstad opgeruk. Die betoging is gelei deur die Moslem Geregtelike Raad nadat 'n vloot van hulpskepe wat vir Gaza bestem was, naby Malta aangeval is. Die president van die raad, Riyad Fattar, sê betogings wêreldwyd dien as 'n stem vir die stemloses. 'n Spesiale skoorsteen is by die Sistynse Kapel in die Vatikaanstad opgerig vir die kardinaalsvergadering wat binnekort sal plaasvind. Altesaam 133 kardinale sal die 267ste paus verkies nadat Paus Franciscus op 21 April dood is. Kardinale kan tot 4 keer per dag stem op stembriewe wat by die skoorsteen verbrand word. As swart rook by die skoorsteen uittrek, beteken dit 'n paus is nog nie verkies nie. Wit rook dui aan dat 'n nuwe paus verkies is. Die skoorsteen is sigbaar vanaf Sint Petrusplein waar duisende mense tydens die konklaaf saamkom. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug met nog nuus. Dit is al vir vanaand. Mooi naweek. Totsiens.